Ou piston 1. Hy is terug van die ingenieurbouers af. Daar so is hy nou. Vir julle almal wat gewonder het wat ons met hom gemaak het. Hy het 4 nuwe sliefies ingekry. So, right, wat gaan ons nou doen? Ek sal aanraai as jou engine terugkom van die ingenieurbouers af. Kyk maar weer jou, ek het hom weggestuur met die flywheel, met die klats, alles by. Starter het saamgegaan natuurlik, want hulle sal wil hom gestart het. Maar ek het nou weer gedouble check my klats. So, my klats, hulle het hom teruggesit, maar alhoewel hulle hom teruggesit het ek maar 'n moeilikheidjie gekry by van die boute wat nie reg vasgedry was nie. So, maak my net seker daarvoor, tork maar weer die boute op jou klats. En dan, alhoewel hulle ook die engine in mekaar gesit het en hulle het hom gestart, hy het gehardloop, hy het warm geraak, gaan ek hom terug in die trekker sit en dan gaan ek hom warm ry, warm werk en dan gaan ek weer die tappet cover afhaal en ons gaan weer die topboute tork, net om seker te maak, want soos ek sê, hierdie engines is die engines met die stats in en hulle tork maar bly moeilik. So, gepraat van engine en engine met stats, dis wat hulle doen. Die ander Ford wat hier langs aan staan, hierdie perkie, wat se top ek afgehaal het. Ek het die top net 'n bietjie skoon gemaak om te kyk hoe hy lyk, en kyk wat het ek nou hier uitgevind. Sien julle daai merkie daar? Daar sit, dis nou by piston 4, dis waar hy geblaas het, en dan dis piston 3, en daai is piston 2. So, hulle het daai randjies. Nou, ek het my encyklopedie van Ford trekkers, my oom wat ek ken, hy het in 1974 dink ek, het hy begin by Ford, het hy Ford trekkers begin werk. Hy sê wat gebeur met hierdie engines is, dat die engines met die stats, hy kom los, dan skuif hy top, en dan maak hy die moeilikheid, dan verliet hy my slootjies, so, ons gaan hom maar wegstuur in dat skiem, laat ons seker maak, hy is reg. Ok, so, kom stiek gou hierdie klats, stiek gou hierdie engine, nie klats die engine. Piston 1, hierdie trekker se naam is Blikke. Die trekkers op die plaas het nie nommers nie, hulle het name. Nou, Blikke kry nou hierdie vars enjentjie. So, voordat jy hom insteek, maak maar net seker hoe jou release bearings voel. Jou release bearings mooi lekker is. Gee hom weer 'n bietjie grease daar so. Hier waar die bearing loop, gee hom 'n bietjie grease. So maak al daai dinge seker. En ja, nou moet ons gou kyk of ons hierdie engine hier kan invoel. Ek wou oorspronklik dalk eers die engine in die kop vasgesit het en hom so probeer instoot het. Hy hang redelik gelyk hier met die ketting, so ek weet jy gaan eers try om hom net op die trekker te kry. So, kom ons loer. Goed, ek hom so min of meer opgelyn. Engine lê so 'n bietjie vooroor, maar ek kan hom manipuleer as hom met die hand. So ek gaan hom try steek. Amper vergeet ek, agter op die top het jy 4 gate. Nou wat ek doen is ek chase hulle net so 'n bietjie, want as jy nie dit doen nie, dan hierdie plaat het 4 gate. Hy bout vas hier agter op jou top. En as jy jy moet jou strong hand gebruik om daai boute daar in te kry. Is ook ons ongemaklik en as daai verf, waarmee hulle moes nog geverf het daar in die thread sit, dan draai jy ook nie moeilik. So ek maak altyd dat hulle lekker glad in en uit gaan, en dan weet ek, kan maklik hy plaat vassit. Man, soos botter, hy het sommer lekker ingegaan. So hy sit daar so op sy plek. Ek het hom nou met 4 boute vasgemaak. Nog 'n voorstel wat ek kan gee, as jy nou tot hier gekom het en jou trekker dalk nou net met 4 boute vasgemaak het, voel net jou klats. Voel net dat jy free play het. Dan kan ons sien dis free play en daar het 'n klats. Want dis dan baie sleg as jy 'n trekker toemaak en aan mekaar sit, net om uit te vind dat daar's moeilikheid by die klats.
Die klats voel lekker, kom ons gaan aan. En is die volgende dag. So intussen het ek vir ons die voorkop so lank opgesit. Ja, so is hy nou. So ons voorkop hang maar nog net voor in die ketting, ek moet nog hy boute vastrek. En volgende gaan ek gou hierdie vooras van ons instort. Daar was net gou 'n swys jobbie op hom gewees. Ja, kom ons gaan aan, kyk of ons hom nie dalk vandag in die loop kan kry nie. Ek is redelik oortuig, hy sal vandag dreun. So kom ons kyk wat gebeur. Stadig maar seker skilpad wy in die beker. Gaan ons maar net die voorkop laat insak tot dit op sy plek kom. Dan is die penne steek. As hy nou het ek die vaart weer bietjie anderster. Ons is nou op die punt om hom te start, so kom ons kyk gou of ons hom nie kan laat dreun nie. Hy het alles vasgebouwd. En diesel is op, diesel is geconnect. Die oukie is gebloei. Choke is in. Ons is dit gear uit. Kom ons kyk wat hy maak. Hy loop sy. Hey, is hom lekker as hy so dreun. Flip het die trekker het nou lekker maklik gestaar. Ek beloof ek het hom nie voor die tyd gestaar nie. Alhoewel ek weet by die engineerbouers het hulle hom gestaar. So bly daaroor. Nou maar toe. Nou is dit nog net time vir test drive en as alles reg is, bonnet opsit, wie die waters en die goeders kyk. Is eers al die van my kant af. Lekker dag verder. Cheers.